In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord het na die wêreld gekom. En hy is die lig, hy is die hoop, hy is die verlossing, hy is die Here. Jesus Christus, die Lam van God, ons enigste ware lewende weg. Amen. Gemeente van Waterval en vriende, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God onse Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Tema volgend is God ontoeganklik vir ons? Nie meer nie. Lukas 23 vers 44 tot 49. Kom ons bid saam. Here, dit is in 'n oggend soos hierdie, wat ons nou maar noem Goeie Vrydag, wat ons hier gekom het, Here, om vir U dankie te sê. Dankie, Here Jesus, dat U Uself verneder het, om uit die hemel uit aarde toe te kom, Uself te verneder, U wat God is, om een soos ons te word, en hierdie pad van mens te stap, sodat U kan weet en verstaan hoe hierdie koppies van ons werk, sodat U kan sien hoe verlore die mensdom is, sodat U U lewe kon aflê, dat U die wreedste dood wat daar is, deurgegaan het, sodat U die ergste, helste seer moes deurloop, omdat die sonde van die mensdom so erg is. En hierdie offer, alleenlik, was goed genoeg, dat ons vandag met vrymoedigheid voor ons Vader deur die Gees kan verskyn in U naam. En ons het ruimte en plek voor U. En U het tyd vir ons, en liefde vir ons, en genade vir ons, juis op grond van dit wat U gedoen het. Nou Vader, ons moet instem, hierdie plan van U, om mens met U te versoen, gaan ons verstand te bowe. Verstaan dit nie altyd nie. Maar al wat ons kan doen is om deur die Gees van God te sê, dankie. Want hierdie verlossing waaraan ons vashou, lê buite onsself. En daarom is dit vas en seker, want wat God doen en wat God sê, is absoluut. So dankie Here dat ons vandag U dood, U kruis kan vier, met opgewondenheid, maar ook met 'n tikkie hartseer. Maar ons verstaan wat alles agter dit sit. So wanneer ons vanoggend hier na U woord luister, sal U dit seën. En sal vir ons iets gee om oor te dink. En wanneer ons net nou aan die tafel gaan aansit, en ons gaan weer die tekens in ons hande neem, dat ons daardeur geraak word. U liggaam, wat vir ons gebreek is. U bloed, wat vir ons gevloei het. So seën ons saam in hierdie erediens. Ons luister graag in Jesus Christus se naam. Amen. Is God ontoeganklik vir ons? Nee, nie meer nie, definitief nie. Lukas 23. Dit was al omtrent 12 uur toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel, of as jy wil, gordyn, in die tempel, het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saam gedrom het
om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vrou wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Waaroor ek vanoggend met julle wil praat is, die gordyn in die tempel het middeldeur geskeur. Daar's 'n paar belangrike feite wat ons net moet van kennis neem, voordat ons met die res van die preek aangaan. En die eerste is, die gordyn het van bo tot onder geskeur. So hy het heeltemal geskeur, volkome geskeur. Dit is die eerste belangrike ding wat ons moet vashou. Nou het hy geskeur. Het iemand dit gedoen? Ons weet nie. En dan blaas Jesus sy asem uit. En hy sê in Lukas, in u hande, Vader, gee ek my gees oor. Maar ek wil eintlik die klem lê op wat Johannes skryf. Wanneer hy sy asem uitblaas, daai laaste woorde wat hy sê voordat hy doen, steteles, daai een Griekse woord, wat ons eintlik 'n uitroepteken agteraan kan sit, want dit was 'n kreet van oorwinning, dit is volbring. Asof die Here Jesus, wanneer die gordyn skeur, hy dan sê, dis volbring, dis genoegsaam, dis nou volkome, asof hy amper die stempel wil opsit op die feit, dat die gordyn middeldeur geskeur het. Hoekom is dit so belangrik dat daar staan? Wat se betekenis het dit vir my en jou, dat die gordyn in die allerheiligste van die tempel geskeur het? Ek dink die volgende is van belang. En nou het ons vrye toegang tot God. Want as jy nou na die tempel gaan kyk, en jy gaan kyk hoe hy nou ingedeel is, onthou julle, die tempel was in 3 dele gedeel, daar waar die volk by mekaar gekom het, en dan die tweede deel was die heilige deel, waar die volk ook nog kon kom, en dan was dit die derde deel, wat toegemaak was met die gordyn, waar die ark van die Here gestaan het. Dit was die allerheiligste gedeelte genoem. En niemand mag daar ingegaan het nie. Net die hoëpriester kon een keer 'n jaar in die allerheiligste gaan, want daar het hulle geglo, staan die ark en is God teenwoordig. En voordat die priester daar kon ingaan, moes daar eers 'n bul vir homself, vir sy sonde geoffer word, en daar moes een of ander kleiner dier, 'n skaap of 'n bok geoffer word, en dan moes hy van hierdie bloed vat saam in, en 'n wierook, want hy moes eers die wierook aansteek, sodat die allerheiligste met die rook van die wierook bedek word, want eintlik mag niemand daar ingaan in die aangesig van God nie, want hy sal sterwe, staan so in die Ou Testament. So hy bedek eintlik die ark met hierdie wierook. En dan gaan hy in en hy besprinkel van die bloed van die bul en van die bok op die ark, as versoening. Daarom is hierdie feesgeleentheid genoem die groot versoendag, vir sy eie sonde, die bok se bloed vir die sonde van die volk. En dan het hy eers uitgekom. 1 keer 'n jaar. Net hierdie spesiale persoon. So wie het nou toegang tot God, wat hier in die allerheiligste woon? Net die priester, want hy is gewy, en hy het die bloed vir homself besprinkel, en vir die volk. Die res van die volk kon nooit daarin kom nie. En die kanse vir enige priester, om ooit in die teenwoordigheid van God in te kom, was miskien 1 keer in jou leeftyd, het jy daai rol en daai posisie vervul as hoëpriester om daarin te gaan. So God was eintlik toeganklik. Dis die priester wat God verteenwoordig. Dis die priester wat namens God optree. Dis die priester wat namens God praat. En die feit dat die gordyn skeur, vat hier die skeiding weg.
Want nou is God toeganklik. Nie net vir 'n priester nie, nie net vir 'n spesiale persoon nie, maar nou is God toeganklik deur Christus Jesus se dood na alle mense toe. God is nie meer opgesluit in 'n tempel nie. Ek en jy het vrye toegang tot God in my kombuis, in my badkamer, in my kar, by my werk, hier in die kerk, oral. En dit is nie net vir sekere mense nie. Dit is vir jou en vir my, vir almal. So wat Christus doen wanneer hy sy asem uitgeblaas het, nadat die gordyn geskeur het om te sê, ek het 'n nuwe bedeling gebring, waar God toeganklik is deur my aan alle mense. Dis 'n belangrike element om vas te hou. Die tweede element is, Jesus het die volle oorwinning behaal. Die gedeelte spreek van volledigheid. Hoekom hierdie oorbeklemtoning, dat hierdie gordyn het geskeur van bo tot onder. Dit het volledig, volkome geskeur. Die vraag natuurlik is, hoe die gordyn van self geskeur? Is dit dalk 'n spykertjie wat 'n skeurtjie veroorsaak het? Is dit dalk die ouderdom van die gordyn en hy's baie swaar want dit was 'n groot gordyn? Het dit sommer net geskeur? Of sit God daar agter? Die feit dat dit sê heeltemal geskeur, van bo tot onder geskeur, is nie verniet nie. Asof Lukas daardeur wil beklemtoon, dis volkome wat die Here Jesus gedoen het. Wat hy kom doen het is so volledig. Dis so genoegsaam. En miskien is dit die rede waarom Johannes eerder die woord dit is volbring verkies. Want dis genoeg, wil die woord tetelestai sê. Niks meer is nodig nie. Nie 'n bul nie, nie 'n bok nie, nie 'n hoëpriester nie, nie 'n spesiale persoon wat jou verteenwoordig by God nie. Nee, dit wat Jesus aan die kruis uitgedoen het, is so volkome en is toeganklik vir enige mens in die wêreld. Jy het niks meer nodig as dit nie. Dis wat jy nodig het, is Christus Jesus. So dis volkome. So die oorwinning wat die Here Jesus aan die kruis behaal, is simbolies op hierdie manier deur die geskeur van die gordyn aan ons deurgegee. Die derde punt wat ek wil maak is, 'n nuwe tyd het aangebreek. Die ou is verby. Die feit dat die gordyn skeur, wil amper sê, die ou verbond, die wet, en al sy voorskrifte, dit geld nie meer nie. Want onthou in die Ou Testament, moes jy die 10 gebooie gehoorsaam, en die Fariseërs het later in die Mishnah mooi uitgewerk, is 516 wette, reëls en regulasies wat jy moes nakom, wat alles op die 10 gebooie gebaseer is, hoe jy die lewe prakties moet lewe. Jy moes hierdie goed stiptelik nakom, want as jy dit nakom, word jy gered, en as jy dit nie nakom nie, moet jy jouself voor God reinig, en jy moet 'n offer ontvang, en jy moet dit na die tempel toe neem, om dan die vergifnis deur die priester te kry, en die vryspraak te kry. Maar dit was gebaseer op wetsgehoorsaamheid. Nou julle weet net so goed soos ek, wie van ons kan die 10 gebooie nakom? Nie een van ons nie. Nie die beste nie. Op my beste dag is ek gelukkig as ek dalk so 3 of 4 van hulle reg kry, né? So ons kan dit nie nakom nie. En daarom moes hierdie proses herhaaldelik gebeur. Elke nou en dan moet jy jou offer gaan vat. Jy gaan jou duif by die tempel koop en jy gaan hom offer, sodat jy net vryspraak van jou sonde kan kry, want jy kry dit nie reg om die 10 gebooie in sy volle implikasies na te kom nie. En die allerheiligste met die ark, binne in die ark is die wet van God, die 2 tafels. Die feit dat die gordyn skeur, wil Christus eintlik daarmee sê, dis verby. Wetsgehoorsaamheid kan nie werk nie. Wetsgehoorsaamheid red jou nie. Dit kan nooit werk nie. Hy bring 'n nuwe bedeling.
Hy bring 'n goeie bedeling. Hy bring die evangelie. En die woord evangelie beteken goeie nuus. Dis die tyd van genade het aangebreek. Dis nie meer 'n tyd waar jy iets moet doen nie, waar jy die wet moet gehoorsaam nie, waar jy genade verdien nie, waar jy die hemel beerwe deur goed wat jy doen of nie doen nie. Daai tyd is nou verby. Christus Jesus weet die mens kan nie die wet van God nakom nie. Daarom betaal hy met sy lewe aan die kruishout vir ons sonde, neem hy die straf van God op hom aan die kruis, bring hy die oorwinning oor sonde, is hy die vryspraak, is hy die finale offer wat gebring word, sodat ons nie meer offers hoef te bring nie. En al hoe ons gered word, is om te glo in Christus Jesus as die verlosser van die wêreld, wat aan die kruishout vir ons gesterf het, en natuurlik wat opgestaan het uit die dood uit 3 dae later. Dit is die goeie nuus. Want ek en jy hoef nie meer in vrees en angs voor God te lewe nie. Want ons het Jesus ons vryspraak, wat op die oomblik aan die regterhand van die Vader sit en vir ons intree. Vader, ek het vir hulle betaal aan die kruis. Ek het hulle sonde vernietig. Ek het my bloed gegee, my liggaam. En al wat ek en jy moet doen, is om dit te glo met ons hele wese en in dankbaarheid voor God te lewe. Dis die nuwe bedeling. Die ou is verby. Dis 'n beter bedeling. Dis is 'n gemaklike bedeling. Dis 'n ontspanne bedeling. Want weet jy wat? As jy dit verstaan, vat dit hierdie onrustigheid en die angstigheid by jou weg, dat ek moet perform, ek moet iets doen. Wanneer het ek genoeg gedoen sodat ek die hemel kan beerwe? Nou kan ek rustig wees en sê, met my foute en die kere wat ek geval het en sonde gedoen het, het ek hoop. Jesus Christus is my verlosser. Hy het vir my alles gedoen wat ek nodig het. En wat 'n wonderlike betekenis. Jesus is die Here. Hy het oorwin. Gordyn geskeur. Die ou bedeling is verby. So kom ons vier die nuwe bedeling, want dis wat die kruis vir ons gebring het. Mag die Here ook vir jou seën, dat jy in hierdie bedeling van vryheid om God te kan dien, kan geniet. Want hy is die Here. Amen. Baie dankie, Here. Hierdie goed is nogal vir ons vreemd, maar ons verstaan. Nie die wet nie, maar die evangelie. Nie wat ek doen nie, maar dit wat Jesus gedoen het. En dit dwing my om uiteindelik met verantwoordelikheid voor U te lewe. Uit dankbaarheid. Dankie Here Jesus dat U lewe gegee het aan die kruis en dat U so ons met God die Vader versoen het. Dankie vir U woord. Dankie vir hoop. Dit laat ons die volgende tree gee. Dit laat ons die toekoms ingaan, onbevrees, want ons behoort aan God, die lewende Here, wat in beheer is van sy totale kosmos, en van Suid-Afrika, en van sy politiek, en van Eskom, en van wat ook al. En daarom as gelowiges beweeg ons met hoop vorentoe, want U het hoop gebring. Ons prys U daarvoor. Amen. Ek gaan nou vra dat die tafel in gereedheid gebring word. Terwyl hulle dit doen, is daar 1 of 2 goed wat ek net oor die nagmaal wil sê. As ons besoekers hier het,
en jy wil graag saam met ons nagmaal gebruik, is jy baie welkom. Waarom moet ek nagmaal gebruik? Dis belangrik. Here Jesus het die nagmaal ingestel as aanvullend by die evangelie. Ek het al baie gedink, miskien is die Here baie slim gewees. Want jy weet, ons hou daarvan om prentjies te kyk, want as ons sien en hoor, verstaan ons beter. Hy het gesê wat hy kom doen het, en hy het die nagmaal ingestel in die nag voor hy gekruisig is, en hy het vir ons prentjies gegee, dat ons die evangelie nog beter moet verstaan. Die brood sien op sy liggaam, dis die eerste prentjie. En die bloed, is die tweede prentjie, sien op sy, skies tog die wyn is sy bloed. Dis die tweede prentjie wat hy eintlik vir ons wil sê. Wat hy ons daardeur wil sê is, as jy nou die brood neem in jou hand, en jy eet dit, en jy proe dit, en jy sluk dit, en as jy die wyn, jy ruik dit, jy sien dit, jy vat dit in jou hand, jy sluk dit, so seker kan jy wees, jy deel aan my soenverdienste. En daarom doen ons dit gereeld, om ons geloof te versterk deur hierdie praktiese elemente, hierdie prentjies. Ons doen dit uit dankbaarheid. Ons doen dit omdat ons glo dat sy offer volkome was. Ons doen dit saam, want ons is een gemeente. Soos Paulus sê, ons is een brood. Ons is almal deel van hierdie brood, van hierdie liggaam van Christus. En ons vier ook ons eenwording en een wees in Christus met die gebruik van die nagmaal. As jy vanoggend voel, maar my lewe is nie reg nie, daar's te veel goed in my lewe wat verkeerd is, dan nooi ek jou juis uit om met die nagmaal en die gebruik van die tekens reg te maak wat verkeerd is. En verstaan, hy vergewe jou, so seker soos wat jy die brood en die wyn sluk. Jy is vergewe in sy naam. Voor ons by die tafel gaan aansit, wil ons graag na die volgende lied luister. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying,
took from his head the thorny crown, and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 Kom ons buig die hoofde. Here, ons is hier om die tafel vergader as u kinders op hierdie wonderlike dag waarin u lewe vir ons gegee het as volkome versoening. Hier voor ons op die tafel is die brood en die wyn. En dit simboliseer en dit bevestig en dit versterk ons wanneer ons dit gebruik, dat u het u liggaam gegee vir ons. En u het u bloed laat vloei vir ons, as volkome versoening vir al ons sondes, sodat ons met vrymoedigheid voor u mag verskyn, dat ons hierdie lewende verhouding met u kan hê, waar ons enige tyd, enige plek, u naam kan aanroep, selfs al is dit net met 'n sinnetjie. En ons het hierdie wete, dat u by die Vader elke dag, elke oomblik vir ons intree. Dit is fantastiese nuus. Seën ons saam as gemeente van Waterval en ons vriende hier, wanneer ons dit gebruik, versterk ons en laat ons vanoggend vanuit hierdie diens uitgaan, beter as toe ons hier ingekom het. Ons vra dit in die Here Jesus Christus, ons Verlosser, se naam. Amen. Die Here Jesus het in die nag voor hy gekruisig is, het hy die brood geneem. Hy het dit gebreek. En hy het dit uitgedeel aan sy disippels en vir hulle gesê, dit is my liggaam. Dit is my liggaam wat vir jou gebreek is, as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Neem dit, eet dit en dink daaraan dat dit so is. In hierdie selfde nag
het die Here Jesus die beker van danksegging, dis die wyn geneem. En hy het dit geskink en hy het die beker vir sy disippels aangegee. Hy het gesê, dit is my bloed, wat vir jou gevloei het, as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Neem dit, drink dit en dink daaraan, dat dit vir jou gedoen is. As daar enige iemand is wat die beker wil hê, sal jy net jou hand opsteek. Kom ons sê vir die Here dankie. Dankie Here vir hierdie brood en vir die wyn. Vir die betekenis daarvan, dat ons verseker kan wees dat Jesus Christus het betaal. Dat ons in hierdie vryheid kan lewe as u kinders, wat weet ons is vergewe. Ons hoef nie te top en vashou aan gister en eergister nie, want dis verby. U het aan die kruishout, ons skuldbrief, ons IOU, het u saam met u gekruisig. Dis vergewe, dis vergeet. Want u sê dan self in die Bybel, so ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder u ons oortredinge van ons af. So groot is die liefde, soos wat die hemel en die aarde van mekaar af is. U boer beslis met genade, en u skenk dit weer vir ons vanoggend hier aan die tafel. Dankie daarvoor. Dankie dat ons eintlik met 'n huppel in die stap vanoggend hier kan uitgaan. Versterk en vertroos. Ons loof u en ons aanbid in die naam van Jesus, o Vader. En ons aanbid u deur die Gees, u Gees, die Heilige Gees, met dankbaarheid. Amen. Mag die genade van ons drie enige God met ons wees. Mag ons uit die vreugde en die vryheid van die evangelie leef. Mag ons deur die Gees in dankbaarheid leef en God verheerlik. Amen.